'n nuwe week, 'n nuwe oggend, 'n nuwe geleentheid vir God se woord. Dag 129 deur ons reeks deur die Nuwe Testament. Ek is Rinus van Sandwyk van Sion in Parys. Vanmôre wil ek vir jou sê wat Paulus vir ons leer in Romeine 8, meer as oorwinnaars. En kom ek lees dit vir jou, Romeine 8 vers 35 tot 37. Kan enigiets ons ooit van Christus se liefde skei? Sal dinge soos lyding of benoudheid of vervolging, honger of koue, of gevaar of doodsdreiging dit reg kry, selfs die skrif verklaar tog, om u ontwil bedreig die dood ons die hele dag en word ons as slagskape beskou. Tog is ons ten spyte van al hierdie dinge besig om 'n klinkende oorwinning te behaal. Deur Christus, wat sy liefde so duidelik aan ons bewys het. Paulus sê vir jou en vir my, God is aan jou kant. Hy sal nooit enige aanklag teen jou inbring nie. Hy tree nie met straf teen jou op nie. Hy sal jou vrylik elke goeie ding gee, omdat hy reeds die beste vir jou gegee het in Jesus. Die vraag ontstaan dan, waarom gaan ons, as dit so is, deur verdrukking, deur hongersnood, deur benoudheid en naaktheid en gevaar en selfs die swaard? En die antwoord is dat ons soos skape is. Skape is maklike teikens. Hulle word maklik uitgewis of vernietig. Dit lyk asof die Christelike gemeenskap vergeet het dat ons uit lammers bestaan. Ons bewapen ons, berei ons voor vir die stryd en vaar aggressief uit. Maar die beeldspraak is heeltemal verkeerd. As hulle my gehaat het, sal hulle julle ook haat, het Jesus gesê. Maar hier is die goeie nuus. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Wat beteken dit om meer as 'n oorwinnaar te wees? Dit beteken dat ons, in plaas daarvan om polities met die spiere te pronk of in protes op sosiale gebied te masseer, mense se aandag op 'n heeltemal 'n ander geestelike dimensie te vestig. Ons moet wel 'n positiewe invloed uitoefen, dit staan vas. Maar dit is nie ons passie, ons doel of ons prioriteit om die stelsel te oorwin nie. Ons moet lig wees wat verlig, nie oorheers nie. En weet dit, vanuit die wêreldse perspektief sal ons nooit wen nie. As jy dit nie verstaan nie, sal jy gefrustreerd en ontnugter en verbitterd raak. Ons is nie oorwinnaars nie, ons is meer as oorwinnaars. Mag jy opnuut in hierdie dag daardie waarheid vasmaak in jou hart, deur die kruis en dit wat Christus reeds vir ons gedoen het. Ons sê vir hom dankie daarvoor. Die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike week hê. Amen.